'n lekker lofoffer gee voordat jy jou sitplek inneem. Pinkster Sondag, wat 'n voorreg om in hierdie realiteit te kan leef, soos Janine so goed verduidelik het. Penta is 5 en in die konteks van 50 dae nadat Jesus opgevaar het, julle kan net vir my die house slides aankry asseblief. Nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe, 50 dae na dit, het hy sy Heilige Gees vir ons gegee. Die lekker ding natuurlik, ek en jy hoef nie te wag vir een of ander oomblik meer nie. Ons hoef nie te wag, soos die disippels moes in hierdie 50 dae, was eintlik nog vir hulle vreemd gewees. 50 dae het hulle plekke gehad waar binne hulle wegkruip, eintlik vir vrees, dat wat hulle gaan gebeur, wat met Jesus gebeur het, dat hulle gekruisig gaan word, dat hulle vervolg gaan word. Daar's klomp goed wat in hierdie 50 dae gebeur, alhoewel hulle 'n paar wonderlike belewennisse gehad het. Ek dink altyd aan Johannes 21, waar hulle terug is besig om vis te vang. Nee, hulle is terug in hulle ou manier van lewe. Hulle is terug in dit waar Jesus hulle eintlik kom uitroep het en sê, ek gaan julle vissers van mense maak. Hier is hulle terug op die waters. Kom ons vang maar vis, ouens, ons weet nie wat om te doen met hierdie oomblik nie. Jesus verskyn aan hulle op die strand. Hulle besef nie eers dis hy in daai eerste oomblik nie, en dan skielik is dit Johannes wat eintlik die openbaring kry en sê, dit is Jesus, en Petrus, hy trek vinnig sy boekleed aan, want die Bybel sê, hy was sonder sy kleed besig om vis te vang, soos enige goeie visserman, en hy trek die kleed aan, spring in die water, swem na Jesus toe, en natuurlik daai amazing oomblik, waar Jesus net die gesprek met hom het jy my lief, maar ook daai konteks net van waar binne daar reeds iets voorberei was op die strand. Die vis en die brood was klaar daar. Hulle moet vis vang, hulle is besig om dit te doen, maar daar's klaar voorbereiding wat Jesus kom doen het. En dit is eintlik vir my so 'n mooi prentjie in daai ontdekking, net van wat in hierdie 50 dae gebeur het. Daar's verwarring vir die disippels en 'n konstantheid van Jesus wat homself net kom openbaar. En hulle moet gaan wag, dan sê hy vir hulle, gaan wag vir die Heilige Gees om te kom. En dis daai 10 dae, daai oomblik dan, wat hulle eintlik nou, hulle het hierdie afwagting, maar hulle het nog onsekerheid, en die Heilige Gees wat dan uitgestort word oor hulle in Handelinge, wat so 'n wonderlike voorreg is vir jou en my om dit te kan beleef. So, ek en jy het nie daai wagoomblik nie, ek en jy het die volheid van sy Gees nou, en daar's soveel dinge wat sy Gees kom openbaar, daar's soveel dinge wat hy ons voorkom bemagtig, maar ek wil vanoggend met jou oor 'n spesifieke element gesels, oor wat die Heilige Gees kom doen, en dis die openbaring wat hy bring. Die openbaring wat die Heilige Gees bring in jou en my lewe. Dit is so 'n belangrike element vir jou en my. Ons is baie keer net by die een deel, van ons gaan krag ontvang en ons gaan getuies wees. Dis die bemagtigingsoomblik wat die Gees bring, maar die openbaring wat hy bring na jou en my lewe toe is krities belangrik om te verstaan. As jy jou Bybel het, jy kan solank oopmaak by 1 Korintiërs 2. Nou daai prentjie van 1 Korintiërs 2 is eintlik 'n begin wat jy agterkom, hy's besig om 'n gesprek te voer rondom dit wat menslike wysheid is en dit wat goddelike wysheid is. En hy sê, ons moet 'n onderskeid tref tussen hierdie goed. Ons moet onderskeid kan tref tussen dit wat menslike goed is, wat na die tafel toe kom, en wat vir ons rigting wil gee in ons lewens. Ons moet onderskeid tref tussen dit wat uit die hart van 'n mens uitkom, en dit wat die wil van die Here is. Menslike wysheid teenoor goddelike wysheid. En dit was 'n belangrike gesprek, want die kerk van Korinthe natuurlik, hulle word eintlik groot, hulle word eintlik in 'n omgewing waarbinne hulle leef, wat bekend was eintlik as 'n hoë intellektuele omgewing. Hulle het die Grieks-Romeinse kultuur gehad, en hulle was klomp slim mense bymekaar. Hulle het baie dinge oor baie dinge geweet. Dit klink amper soos ons vandag, nee, ons staan ons bekend as die informasie generasie. Ons het broer Google, en hy help ons met allerlei dinge en allerlei prosesse wat ons moet ontdek en verstaan. Ons het kennis oor alles deesdae. En as jy nie het nie, dan Google jy dit. En eintlik erger vandag. Ons het nie net menslike wysheid nie, ons het kunsmatige intelligensie. Nee. En ons maak amper partykeer meer staat op dit as op die Here. Ons sal meer ons hoop sit op hierdie kunsmatige ding wat vir my moet verduidelik hoe dinge werk, as wat ons partykeer die Here vra. Ek hoor nou die dag 'n pastoor wat sê, nee, van 'n GTP, ek ry altyd daai letters om, julle weet wat 'n een, van 'n chat uitgekom het, is sy preek skryf soveel vinniger, dit vat hom 'n paar minute, want hy sit net die gedagtes wat hy in sy hart het, gooi hy in hierdie chat in, en dan gee die chat vir hom hoofpunte waarvan af hy net preek. Hy sê, sy preke skryf hy in 'n paar minute. My mond hang oop, ek is soos, hoe is dit moontlik, dat ons die Heilige Gees het,
En ons vertrou chat om vir ons die hoofpunte te gee van dit wat ons moet preek. En tog is dit 'n element waar ons nogal staat maak op. Ek hoor nogal gereeld hoe ons eintlik chat. Nou chat kan 'n goeie tool wees. Ons gaan nie preek oor dit vandag nie. Dit kan 'n goeie tool wees en dit help ons met 'n klomp prosesse. Maar wanneer dit kom by dit wat ons wysheid moet gee, wanneer ons kom by dit wat vir ons openbaring moet gee, kan dit nie ons default wees nie. Dit kan nie die rigting wees waarin ons gaan nie. Nou die Korinte het nou nie kunsmatige intelligensie gehad nie, maar hulle het klomp filosowe en klomp intellektuele gesprekke, konstante goed wat die hele tyd besig is om te gebeur, en hulle bring nuwe wyshede en bring nuwe rigtings en openbaar nuwe goed. 1 Korintiërs gaan eintlik aan, dan verduidelik hy eintlik in 'n proses waar hulle eintlik vasgevang het. Hulle wil elke keer iets nuuts hê. Elke keer moet daar 'n nuwe openbaring wees of 'n nuwe rigting of 'n nuwe trant van sake en dan volg almal maar net dit. Klink eintlik in baie opsigte wat ek en jy vandag nog beleef. So die gesprek tussen menslike wysheid en goddelike wysheid is krities belangrik. Die probleem natuurlik vir hulle was dat die wysheid van God was verborge vir so lank. Voorheen was dit verborge gewees en die Bybel sê eintlik vir ons op so 'n mooi manier en so 'n wonderlike manier. Selfs nie eers die regerders van die wêreld kon hierdie wysheid ontleed of geopenbaar kry nie. Daar's geen plek waarbinne hulle dit kon vind nie. So groot is die verborgenheid, sê 1 Korintiërs 2 vers 9, en hy haal eintlik 'n parafrase aan van Jesaja 64 in hierdie oomblik, en dan sê hy die volgende: dis hoe groot die verborgenheid was. Nou onthou, hier's klomp wyshede wat ons nou al bymekaar gekry het, hier's klomp goed wat ons nou al beleef het. Die Heilige Gees is nou al uitgestort en die openbaring van die wysheid van God het klare realiteit geword. En nou is daar hierdie stryd tussen van dit wat ek weet van mense en wat mense kom openbaar en dit wat die Heilige Gees van jou en my vra. En nou begin die gesprek eintlik wanneer ons die onderskeid wil tref. Kyk gou hoe groot was die verborgenheid van die wysheid van God in vers 9. Hy sê, maar soos geskrywe is in Jesaja 64, en hy maak 'n parafrase van dit en hy sê, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Oog kon dit nie sien nie, ore kon dit nie hoor nie, die hart kon dit nie eers bedink nie, dit kon nie eers opkom in die mens hart nie. Hy sê letterlik, daar was geen menslike manier wat ons hierdie openbaring van die wysheid van God kon kry nie. Daar was geen menslike manier wat hierdie deel raak geword het van ons lewe nie. Daar was geen proses wat ons kon verstaan wat God vir jou en my berei het vir die wat hy liefhet nie. Ek love daai konteks wat hy gee in daai prentjie van wat God berei het vir die wat hom liefhet nie. Daai woord berei is die woord hetoimazo, die Griekse woord. Hulle gebruik daai begrip eintlik hulle het dit geleen by 'n oosterse verduideliking of 'n oosterse begrip en gesê hetoimazo is 'n begrip waarbinne jy gepraat het oor mense wat vooruitgestuur word vir konings wanneer hulle op reis was en hulle maak die paaie gelyk. Hulle haal die klippe uit die pad uit. Hulle maak seker daar's nie stompe of enige versperrings op hierdie pad nie. Hulle word hetoimazo gestuur om hierdie goed uit die weg uit te ruim sodat die konings 'n maklike pad gehad het. Dit klink bekend nogal, nê? Ons het al daai woord gehoor. Spreuke sê vir ons die volgende. Hy sit eintlik twee wyshede langs mekaar, twee spreuke wat hy langs mekaar sit in vers 5 en 6. Hy sê vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Dis eintlik nogal 'n amazing prentjie wat hy besig is om te gee, want wanneer jy 1 Korintiërs 2 lees, hy sê die hart kon nie hierdie ding besef nie. Hy kon dit nie uitdink nie. Die oog kon dit nie sien nie. Ore kon dit nie hoor tot en met nou toe nie. En dan sê hy, want God het vir ons goed berei. Hy het vir ons goed gestuur. Hy het vir ons eintlik 'n voorbereiding uitgestuur. Hy het al klaar goed beplan wat hy kom gelyk maak het. En nou sê Spreuke vir ons in hierdie twee wyshede wat eintlik gespreek word. Hy sê heel eerstens, as jy wil weet wat die paaie is wat die Here vir jou berei het, vertrou volkome op hom. Vertrou met jou hele wese op wie hy is. Vertrou in jou hart dat hy is wie hy sê hy is en doen wat hy sê hy kan doen. Hy sê, en dan moenie staat maak op jou eie insig nie. Moenie staat maak op die wyshede wat jy kon bymekaar kry nie. Moenie vertrou op die manier wat jy redeneer oor hierdie situasie of hierdie geleentheid nie. Moenie vashou aan dit wat verganklik is nie. Vertrou volkome op die Here. En dan sê hy 'n belangrike element. Hy sê, en ken hom in al jou weë. Al jou weë. Elke keuse wat jy maak wat vir jou 'n rigting gaan aandui.
of dit is in jou werksplek, of dit is in jou gesin, of dit is in verhoudinge, en of dit is om verhoudinge te stop. Ken hom in al jou weë. En dan wat sê hy? Hy maak eintlik 'n belofte, hy sê, en God sal jou paaie vir jou gelyk maak. Wat is daai paaie wat hy dan gelyk maak? Wat is dit wat ons ontdek binne in dit? Want ons weet ook, nee, ek het altyd daai prentjie gesien, iemand het dit nou die dag weer gepost, toe sien ek hulle wys die pad wat die vyand vir jou het en die pad wat God vir jou het. Die pad wat die vyand vir jou het is so plat, reguit een, en daar's geen versperrings op die pad nie. Een wat God het is hier bo oor berge, onder deur obstacles hier, en jy moet nou die Here volg binne in dit. En ons verstaan dat die pad wat ons stap met die Here is nie die maklike pad nie, dis eintlik 'n moeiliker pad. Want jy moet nee sê vir 'n klomp dinge en jy moet die rigting hou. Wat is die paaie wat hy gelyk maak? Wat is hy besig om te doen? Hy sê eintlik vir jou en my, dit is soos om te sien, 'n pad wat gelyk is. Hy sê, ek maak dit duidelik vir jou. Met ander woorde, die oomblik wanneer ek hom vertrou met my hele wese, die oomblik wanneer ek kom by hierdie plek wat sê, geen oog kon hierdie ding sien, eintlik uit homself uit nie. Geen oog kon dit sien nie. Ons kon nie eers hierdie pad gesien het voorheen nie. Geen oor kon dit hoor, om te weet waar hierdie pad moontlik sou wees, om hom te kan volg nie. Geen oor kon dit hoor. Geen hart kon eers hierdie ding bedink, wat God alreeds vir ons gelyk gemaak het nie, eenvoudig gemaak het nie, duidelik gemaak het nie. En met ander woorde, hy sê eintlik, ons het hulp nodig gehad om hierdie pad te sien. En dis net die Gees van God wat dit kom doen. Vers 10 sê vir ons die volgende in 1 Korintiërs 2. Hy sê, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Hoor daai woord wat hy besig is om te gee. Wanneer hy praat oor die Gees van die Here, en hy praat oor die bemagtiging wat sy Gees bring, hoor wat sy konteks wat hy gebruik. God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Die Gees het hierdie verborge wysheid, wat vir so lank nie bekom kon word nie, kom openbaar vir jou en my. En dit is belangrik dat ek en jy dit sal snap. Dit is belangrik dat ek en jy dit sal weet. Hierdie wysheid word nie bekom deur intellektuele gesprekke nie. Hierdie wysheid word nie gekry deur enige iets wat ek net kom ontdek het nie. Hierdie wysheid word geopenbaar, net deur die Gees. Daar's geen ander manier nie. Ek kan nie hierdie wysheid bekom op enige ander manier, behalwe deur die Gees, wat dit vir my openbaar nie. Daar's geen menslike element wat my kon kry tot by hierdie punt nie. Dis net die Gees van God. Die enigste manier waar ek op hierdie vlak van wysheid die openbaring kan kry, is deur die Gees van die Here. En dan noem hy 2 elemente waaruit hy dit doen. En hierdie is eintlik so kosbaar, waar hierdie openbaring vandaan kom. Hy sê, omdat hy alles ondersoek. En wanneer hy sê alles ondersoek, dan sê hy dit wat in die hemel is en dit wat op die aarde is. Dit wat sienlik is en dit wat onsienlik is. Dit wat verganklik is en dit wat onverganklik is. Hy ondersoek alle dinge. En hy het nie net ondersoek en klaargemaak en gesê, okay, daar is dit nou, ons het die openbaring van die wysheid van God gekry nie en dit is klaar gedoen. Hy ondersoek vandag nog alle dinge. Hy weet wat in jou en my hart aan die gang is. Hy weet wat in ons lewens aan die gang is. Die Gees van die Here bring vir jou en my openbarings op plekke waarbinne hy sê, ek het alles ondersoek wat in die hemel is en op die aarde is, en ek het hierdie kom openbaar vir jou. Ek het kom bekend maak vir jou. Ek het kom ontleed wat die belangrike elemente is binne in hierdie ding, en ek het jou kom bemagtig binne in dit. Daarom lees ons eintlik hierdie incredible waarheid wat Jesus vir ons leer rondom die Heilige Gees. Dan sê hy, en hy sal julle alles leer en julle herinner aan wat ek gesê het. Hy kom bring waarheid na jou en my lewe toe. Hy bring 'n volheid na jou en my lewe toe. Dan gaan hy aan in 'n volgende hoofstuk, net in daai prentjie, wanneer hy gesels oor dit, dan sê hy, en hy sal aan ons bekend maak, selfs die toekomstige dinge. Ek weet nie van jou nie, maar ek is diep dankbaar daarvoor. Dat die Heilige Gees, die openbaring wat hy bring, is nie net die openbaring wat hy bring van wat gesê was nie. Hy openbaar aan jou en my ook toekomstige dinge. Met ander woorde, wanneer ek en jy die pad stap, en wanneer ons in 'n rigting ingaan, ons weet die Here stuur ons. Hy is besig om jou in 'n rigting in te vat, en hy sê vir jou dalk, hier's 'n nuwe seisoen wat nou aanbreek. Jy weet nie hoe lyk daai seisoen nie. Jy weet nie wat om te verwag nie. Jy kan sekere dinge antisipeer, maar hier kom die Gees en hy openbaar aan jou selfs toekomstige dinge. Partykeer dan kom jy op 'n pad, dan besef jy, wanneer jy in daai oomblik kom, dan voel dit vir jou, maar jou hart is eintlik al klaar voorberei vir hierdie ding.
Daar's klaar goed wat gebeur het. Van hierdie goed lyk bekend. Jy was nog nooit op hierdie pad nie, maar goed lyk bekend. Hoekom? Want die Gees het dinge kom openbaar wat nog in die toekoms lê. Partykeer raak ons vas daarby. Dit is ons probleem ook. Ons sien die toekomstige dinge wat die Gees partykeer openbaar en jy wonder, maar hoekom sien ek dit nie nou nie? Vertrou die Heilige Gees dat hy elke deel kom ondersoek en hy sal ons herinner aan die hele waarheid en ons lei eintlik in die hele waarheid wat die Here vir ons gee en die prosesse waarmee hy besig is en hy sal aan ons openbaar selfs die toekomstige dinge. Wanneer ek nie te doen het met ons realiteite in ons wêreld, dis hoekom jy het altyd 'n reaksie op sekere nuus wanneer dit kom na jou toe. Wanneer daar goed gebeur in ons land wat regerings oorgesels en wanneer daar insprake en uitsprake gemaak word wat sekere uitkomste gaan bewerkstellig. Ons eerste reaksie is van die vrees of die onsekerheid of die twyfel wat hierdie gesprek losmaak. Wat se impak het dit op my? Ek het geleer in my lewe, ek weet dit is nie altyd eenvoudig nie, ek weet dit gebeur nie altyd heel eerste vir my nie, want daar's oomblikke waar ek moet stop en sê, okay, Heilige Gees, help my om nie vas te kyk in die realiteit nie, maar kom openbaar vir my die toekomstige dinge, sodat ek nie vashou aan 'n realiteit wat ek nou sien, en ek kan die sommetjie maak, as hierdie gebeur, is dit die uitkoms nie. Here, dankie dat ek weet, u Gees het die volle waarheid, hulle het dit nie. Dankie dat ek weet, Here, u Gees het al klaar vir my berei wat goed is, vir dit wat in u hemele al beskik is vir my. U het al reeds my paaie kom gelyk maak. Ja, dit maak dalk nog so, maar u die pad kom duidelik maak vir my. U weet wat die rigting is. U weet waarheen ek op pad is. U weet wat ek nodig het. En dan gaan hy nog 'n deeltjie aan. Hierdie is my so incredible. Nie net is die openbaring van die Gees dat hy alle dinge ondersoek nie. Hoor wat sê hy? As ook die dieptes van God. Die dieptes van God. Dis wat hy kom openbaar vir jou en my. Die oomblik wat ek dit lees, dan raak my knie eintlik so 'n bietjie lam. Ek moet so half vashou aan iets, want ek weet, wanneer die dieptes van God geopenbaar word, is dit nie ligsinnig nie. Wanneer die dieptes van God openbaar word, is dit nie iets wat ek net kan voorkyk en begrip hê voor nie. Wanneer die dieptes van God geopenbaar word, dan is dit die diepgaande realiteite van wie hy is. Dis elke element, dit wat verborge was, en dit wat ons eintlik nie kon sien nie, en dit wat ons nie kon verstaan nie, dit het die Gees nie net kom ondersoek nie, maar hy die dieptes van God kom bekend maak aan my, en hierdie dieptes van wie die Here is elke element wat hy oor my bestem en beplan. Dis die perfekte, volmaakte wil van God, wat hy ondersoek, en teweegbring, en bewerkstellig, en kom openbaar. Die dieptes van die Here oor wie hy is, dit wat eintlik vir so lank ondeurgrondelik was van hom. En Paulus skryf dit eintlik in Romeine 11. Dis eintlik vir my so 'n mooi konteks wat hy probeer gee, wanneer hy eintlik ook praat in Korintiërs, en hy probeer sê, wanneer die Gees dieptes van God openbaar, moet ons verstaan, daar is geen ander invalshoek tot hierdie gesprek, behalwe dit wat die Gees na hulle toe bring nie. Romeine 11, vers 33 tot 36 sê, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Hoor is die konteks wat hy gee. Hy sê, wanneer dit gaan oor die dieptes van die kennis van God, dan is dit ondeurgrondelik. Nee, eintlik kan jy kan dit nie ondersoek nie. Dis wat hy probeer sê. En dan sê hy onaspeurlik. Met ander woorde, die konteks wat hy daar probeer gee is, hy sê, dit kan nie detect word nie. Nee, jy kan dit nie spoorsny nie. Dit is nie asof hy 'n trail gelos het van een of ander aard nie. Dit is ondeurgrondelik en onaspeurlik. Ek kon dit nie ondersoek nie, ek kon dit nie spoorsny nie, ek kon niks met hierdie doen nie. En dan sê hy, hier's die incredible ding van wat die Gees kom openbaar in jou en my lewe. Hy sê, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Met ander woorde, wat is hy besig om te openbaar in jou en my gees? Die doel en die rede van hoekom hy alles gemaak het. Die doel en die rede kom openbaar die Gees vir jou en my. Ek en jy het te doen partykeer met goed in ons wêreld. Ons weet nie hoekom nie. Ons weet nie wat is die doel van hierdie ding nie. Hoekom het hierdie met my gebeur?
Wat doen die Gees van die Here? Hy kom openbaar die doel en die rede, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Dit moet eintlik jou laat dans. Nee, julle ken my dans al. En met hierdie dans moet jy eintlik vashou aan iets. Want jy gaan nie kan staan uit dit uit nie. Die doel en die rede vir waarvoor hy alles gemaak het, kom openbaar die Gees vir jou en my, en bring hy na jou en my wese toe, en ek staan met 'n realiteit, waarbinne ek besef, selfs die goed wat partykeer nie lekker uitwerk vir my nie, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Daarom kom Romeine 8, en hy sê in vers 28 met soveel vrymoedigheid, hy sê alles werk ten goeie mee vir die wat die Here liefhet. En dan begin hy eintlik verder verduidelik. Hy sê wat tot die beeld van God gelykvormig word. Met ander woorde, alles wat ten goeie meewerk, vorm my om meer soos hy te lyk. Dis die uitkoms van dit. Dis die proses waarmee hy besig is. Dis die openbaring wat hy na jou en my lewe toe bring. En Paulus probeer dit verduidelik amper in 'n analogie in 1 Korintiërs 2 verder, wanneer hy by vers 11 tot 12 kom. Hy sê, want wie van die mens weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Hy probeer eintlik net die prentjie heel eenvoudig nou verduidelik. En nou sê hy, hier's die ontdekking om te maak. Niemand weet wat in die mens aan die gang is, behalwe die gees van daai mens self nie. Hy sê eintlik, dis maklik, niemand weet wat daai persoon dink, behalwe daai persoon self nie. Dis die enigste een wat regtig weet, wat hier in hierdie persoon se hart aan die gang is die een wat daai gees het. Met ander woorde, hy sê, ek en jy kan saamstem in gesprekke oor iets. Ons kan met ons mond self saamstem en sê, ja nee, dit is reg so, maar hier aan jou binnekant dink jy eintlik, dis die onnoselste ding wat ek al in my lewe gehoor het. Ek weet nie of jy al ooit in so 'n gesprek was nie, waar jy staan, en die persoon praat met jou en jy besef, ek gaan eintlik nou net konflik veroorsaak, as ek nou gaan stry oor hierdie ding. So jy maak dit so, smile and wave, nee, daai pikkewyne oomblik van Madagaskar, jy maak dit so. En jy sê, okay, solank hierdie oomblik verbygaan, ek kan selfs met my mond sê, dis 100% is reg so, ek dink dit is 'n goeie plan en dit is 'n goeie idee, en jy loop al weg, en in jou hart en in jou gees, stem jy net nie saam nie. Maar daai persoon weet dit nie, net jy weet dit. Totdat jy dit nie sê nie, word dit nie openbaar nie. Dis belangrik dat jy dit sal hoor. Totdat jy dit nie sê nie, word dit nie openbaar nie. Dis amper soos met 'n baba, nee. Ons weet nie wat 'n baba dink nie. 'n Baba huil en ons probeer ontleed wat hier aan die gang is. Is dit 'n doek? Is dit moegheid? Is dit honger? Wat het hierdie kind nodig, nee? En jy gaan amper deur die lysie en jy probeer uitfigure. Jy trek gesigte vir 'n kind om daai kind te laat lag, maar jy het nie 'n klou wat dink daai kind wanneer jy dit doen nie. Jy het nie idee nie. Nee, ek wonder partykeer as ons net kan die Here vra, Here, help hierdie kind dat hy kan onthou, laat dit ingeprent word wat hy nou voel en wat hy nou dink, dat wanneer hy kan praat, dat hy vir my kan sê, wat het jy gedink toe mamma dit gedoen het? Dit kan net ontleed word wanneer dit gesê word. Dit word net geopenbaar wanneer dit gesê word. En nou sê Paulus, dit is presies dieselfde met die Gees van die Here. Niemand weet wat in God is, behalwe die Gees van God nie. Met ander woorde, niemand kan artikuleer wat God dink, behalwe die Gees van God nie. Niemand nie. En wanneer hy dit artikuleer, wanneer hy dit sê, openbaar hy die hart en die wil en die plan en die gedagtes van God. Hy maak bekend wat hy gedink het, die oomblik toe ek en jy dalk gesig getrek het, die oomblik toe ons nie geweet het wat aan die gang is nie, die oomblik toe ons nie 'n rigting gehad het nie, kom God se Gees en hy openbaar aan ons die dieptes van wie hy is, en hy kom tref onderskeid, en dan sê hy, hier's die rede vir dit, hy sê in vers 12, sodat ons kan weet wat God ons uit genade uitgeskenk het. Dis die openbaring wat hy bring, sodat ons in elke geleentheid kan weet wat hy ons uit genade geskenk het. Wat het hy geskenk? Hy het alles geskenk vir jou en my. Hy het elke element kom skenk wat ek en jy nodig het, sodat ek en jy kan weet dat die waarheid sal my vrymaak wanneer ek in hom is, sodat ek kan weet ek is meer as 'n oorwinnaar. Dit maak nie saak wat die omstandighede is nie, ons kan aangaan en aangaan en aangaan, sodat ons kan weet ons is geseën met elke geestelike seëning. Dis wat die
die Here vir ons uit genade uitgeskenk het. Ons kan die hele dag praat oor daai element. En dan gee hy vir ons die volgende uitkoms in vers 13. Hy sê, daarvan spreek ons ook nie met woorde wat menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. Hierdie is vir my so 'n kosbare element wat die openbaring van die Gees doen in jou en my lewe. Dat ons op 'n plek kan wees wat ons, hoor wat sê hy, geestelike dinge met geestelike kan verduidelik. Sodat ons kan ontdek wat hy mee besig is, sodat ons dit kan vergelyk met mekaar en sê, hier's goed wat ek beleef hier op aarde, en dit is eintlik geestelik van aard. Dit het eintlik nie 'n materialistiese of 'n natuurlike oorsprong nie. Dit wat ek nou, geestelike dinge, wat ek nou beleef, wat geestelik van aard is, en ek kan dit vergelyk met dit wat uit die geestelike realm uitkom en weet, dit kom van God af. Dit gee vir my 'n perspektief en 'n vermoë om geestelike dinge te kan verduidelik, wat uit die hemele uitkom, sodat ek woorde het om te kan sê, Here, dankie, al verstaan ek nie al hierdie goed nie, U is besig om waarhede in my vas te maak, en vir my die regte geestelike oortuiging te gee, van dit wat nodig is. U help my om onderskeid te tref, van geestelike dinge met die geestelike. Ek weet wat goed is, wat uit die hemele uitkom, en ek weet wat boosheid wat is, wat uit die boosheid uitkom. Ek kan onderskeid tref. Maar vir die mens is dit alles dwaas. Ek word elke keer eintlik uitgedaag deur hierdie sinnetjie, vers 14. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dis vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Dit challenge my elke keer in my wese, want ek weet nie of jy is soos ek is nie, maar daar's oomblikke waarbinne ek wil stry oor sekere dinge. Dit wat jy glo en dit wat jou oortuiging is nie reg nie. Ons wil met die wêreld praat oor belangrike en morele kwessies. Ons wil met die wêreld stry en redeneer oor wat waarheid is en wat nie waarheid is nie. Vir die wêreld sal dit altyd dwaas wees. Ek en jy kyk na hulle redenasie en sê ook, dis dwaas vir ons. Soos byvoorbeeld, hulle sal kom en sê, maar jy kan nou jou geslag kies. Nee, jy kan sommer maar besluit wat jy is jy 'n hond, 'n kat, 'n man of 'n vrou. Dit maak nie saak hoe jy aan mekaar gesit is nie, of wat die biologie oor jou lewe sê nie, of wat se ontleding jy ook al kan doen. Jy kan nou maar kies wie jy wil wees, hoe jy wil wees, wat jy wil doen. Nou kom ons en ons sê, maar dit is eintlik dwaasheid vir ons ook, want die woord van die Here sê, man en vrou het hy hulle gemaak. Dis eenvoudig vir jou en my. Nou stry ons oor van hierdie goed, en ons kom die hele tyd net op 'n plek waar ons net kwaad is vir mekaar. Nou sê die skrif eintlik vir ons, hy sê, vir die wêreld gaan dit wat geestelik beoordeel word, selfs in die fisiese realm, gaan altyd vir hulle dwaasheid wees. Met ander woorde, die eerste tree om te gee met die wêreld is eintlik om hulle bloot te stel aan wie Jesus is. Dis om hulle in 'n verhouding in te kry met wie Jesus is. Dis stap 1. Daarom moet ons gaan en disippels maak van al die nasies en nie eers hulle oortuig van sekere ander waarhede nie. Ons maak hulle eerste disippels, ons stel hulle bloot aan wie Jesus is, sodat hulle kan kom op die plek waar hulle die geestelike dinge met die geestelike kan vergelyk, sodat hulle kan kom tot insig. Want sonder dit is ons die hele tyd eintlik vas in 'n oortuiging van dinge waar ons eintlik voor blind is. Dis eintlik wat hy sê. Hy sê die wêreld is blind vir hierdie goed. Jy kan nie vir 'n blinde sê wat blind gebore is, kom kyk die mooi sonsondergang nie. Jy kan dit nie doen nie. Al verduidelik jy elke element tot die beste van jou vermoë en jy sê dis hoe dit lyk en dis wat besig is om te gebeur. Hy het geen begrip daarvoor nie. Hy het geen manier om te verstaan wat jy besig is om te sê nie. En nou sê die skrif vir jou en my, dis presies wat die Gees van God kom doen. Hy help ons om te kan onderskei wat geestelik is en die geestelike dinge is. Vir die wêreld gaan dit altyd dwaasheid wees. Moenie eintlik teleurgesteld wees dat dit vir hulle dwaasheid is nie. Jy tel eintlik die Gees in hulle op wanneer jy dit agterkom. Nou besef jy, hierdie persoon het nog nie die Gees nie. Partykeer doen jy dit met gelowiges. Eina. Hulle dien die Here, hulle ken die Here, maar hulle redeneer uit dwaasheid uit. Al wat hulle doen is, hulle openbaar, hulle het nie die Gees nie. Ek gaan kans gee dat dit insink. En dan gee hy vir jou en my hierdie verantwoordelikheid, in vers 15 tot 16. Worship team, julle kan my join hier voor.
Hy sê, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus. Ek hou van die onderskeid wat hy hier tref, want hy sê, die geestelike mens beoordeel alle dinge. Wat sê hy? Hy sê, alles wat geestelik is en alles wat vleeslik is. Dit wat geestelik is en dit wat natuurlik is. Die een wat die sin van Christus het, beoordeel alle dinge. So, alhoewel dit vir die wêreld dwaasheid is, beoordeel ek dit nog steeds. En ek kan onderskeid tref en sê, maar hierdie is nie die gees van God nie. Hierdie is nie die waarheid nie. Hierdie is nie goed nie. Wat sê hy eintlik vir jou en my? Hy sê, ons kom eintlik tot op die punt waar ons gesê het, ek was blind, maar nou sien ek. Ek kan alles beoordeel. Die oomblik wat die gees van God geopenbaar word en die gees van God goed in my lewe kom openbaar, ek was blind, maar nou sien ek. Ek dink nou aan 'n insident wat ek nou uit my hart uit moet kry vinnig. Ons was in ons vorige gemeente in Johannesburg. Iemand maak 'n donasie en sê hulle wil ons graag 'n klavier skenk. So 'n elektriese klavier, maar die top of the range duur ding. Ons het daai klavier 'n week. Toe is daar 'n begrafnis by ons en die persoon wat die klavier die dag speel vir die begrafnis is 'n ou oom gewees. Ek dink hy was al in sy 90's as ek nou reg kan onthou. Baie oud. So hy sit agter die klavier, maar dit is 'n warm dag in Johannesburg en so begin hy speel op hierdie klavier en hy moet die hele tyd daar wees, die hele tyd. Van die oomblik wat die mense inloop, sit hy al en speel op hierdie klavier. Die oomblik toe die ou wat opkom, wat moet preek, want dit was nie een van ons pastore gewees, was nie iemand eintlik in ons gemeente nie, so ons help maar net fasiliteer omtrent hierdie proses. En die pastoor begin preek vir die oomblik, en die oom agter die klavier word flou. En hy begin so wieg, en die volgende oomblik toe val hy. Maar hy trek daai klavier saam met hom, onthou is daai klavier net 'n week. Ons klankman spring agterop uit daai klankboks uit, en hy skree, die klavier! Dis dwaasheid, moenie dit doen nie. Ek het amper nou geskree, die klavier! Wat sê hy vir jou en my? Hy sê, wanneer ons in hierdie spasie inkom, hy sê, die plek waar binne ek en jy beweeg in 'n plek in waar jy weet, ek kan alles beoordeel, want ek was blind, maar nou sien ek. Ek kan sien waar ek was, en ek kan sien waar ek nou is. Ek kan sien wat verkeerd was, en ek kan ook nou weet wat reg is. Ek kan sien waar daar duister was, en ek het die lig nou gesien, en ek bring ook lig. Ek kan uit 'n plek uitkom, waar binne ek kan praat oor die dinge, selfs al het ek nie self daardeur gegaan nie, want die Gees het aan my kom openbaar, dit wat uit hom uit is, en dit wat nie uit hom uit is nie. Ek kan in omgewings instap, dit frustreer my so, as gelowige sê, nee, daai ou kan nie vir my sê nie, want hy was nog nooit daar gewees nie. Hy kan dit vir jou sê. Paulus skryf oor die huwelik, hy was nie getroud nie. Hoekom sal hy dit doen? Hy was nooit daar nie. Die Gees openbaar wat ek en jy nodig het om te weet. En nou beoordeel jy alle dinge. Die geestelike mens beoordeel alle dinge, self word hy egter nie beoordeel nie. Wat sê hy daar? Hy sê, hy gee eintlik die teendeel. En nou sê hy, maar dit wat uit die natuurlike is, kan nooit die geestelike beoordeel nie. Dit wat uit die natuurlike uitkom, kan jy nooit toelaat dat dit die geestelike kom beoordeel nie, want dit kan nie, want hy is blind, hy is blind. Die geestelike beoordeel alle dinge, of dit geestelik of natuurlik is. Die natuurlike beoordeel nie, kan nie, want wie het die sin van Christus, dat hy hom sou kon onderrig, maar ons het die sin van Christus. Wat sê hy vir jou en my? Hy sê, moet nooit toelaat, dat iemand wat nie die sin van Christus het, vir jou sê, wat 'n rigting jy moet gaan nie. Moenie toelaat dat iemand wat nie die sin van Christus het vir jou sê hoe oud die aarde is nie. Moenie toelaat dat iemand wat nie die sin van Christus het vir jou sê wat in jou aan die gang is nie.
Moenie toelaat dat iemand wat nie die sin van Christus het, jou rigting bepaal nie. Want die geestelike beoordeel alle dinge, maar self word hy nie beoordeel nie. En ek het so beleef hoe die Here eintlik vanoggend wil kom en twee dinge doen. Aan die een deel het ek beleef hoe die Here wil kom en eintlik vir jou kom wys wat hy vir jou berei het. Waar hy eintlik jou paaie al gelyk gemaak het. Hy het al klaar sy engele vooruitgestuur. Emotaizo. Hy het klaar dit gedoen. Hy het klaar vooruitgestuur wat ek en jy nodig het. En ek het so beleef hoe die Here wil kom en vanoggend openbaring bring vir individue. En sê, jy het gesukkel om die pad te sien. Ek wil dit vir jou duidelik maak. Ek wil jou wys. Miskien het jy 'n rigting gekies sonder dat jy geweet het dat die Here sê. En nou wil die Here kom en hy wil jou die pad wys. Hy wil dit duidelik maak. Hoe kom jy terug waar jy veronderstel is om te wees? Die tweede element wat ek so in my hart en in my gees beleef het, was eintlik onderskeid. So die een is die pad en die rigting. Die tweede een is, miskien is jy besig met dinge wat jy eintlik uit die gees uit al lankal moes beoordeel het en gesê het, hierdie is nie van God af nie. Ek het my lank genoeg dwaas gehou vir hierdie ding. Ek het vir lank genoeg toegelaat dat die sin van mense en partykeer my eie sin in die pad kom van dit wat ek veronderstel is om te doen, van dit wat ek veronderstel is om neer te lê, van dit wat ek veronderstel is om te verander in, van dit wat ek veronderstel is om te transformeer in. Dis wat Romeine 8 weer eens vir ons sê, tot die beeld van Christus. Gelykvormig, tot wie hy is. As daar enige iets is wat ek toelaat in my wese, en ek sê, dit maak my minder soos Christus, dan is dit dwaasheid. Moenie toelaat dat die sin van die natuurlike, die geestelike kom beoordeel nie, dit kan nooit nie. En ek het so beleef hoe die Here al twee hierdie elemente wil doen vanoggend. So ek wil jou vra om net jou oë te sluit, daar waar jy is. Vir hierdie eerste gedeelte, gaan ek jou net vra om jou hand op te steek. As jy vanoggend in hierdie plek is, en jy sê net, Here, help my op hierdie pad. Help my, dat ek kan sien waar die engele eintlik al die paaie vir my kom duidelik maak het. Ek het 'n rigting gekies, ek is op 'n pad, Here, maar ek voel eintlik nou, dit is nie die regte pad nie. As jy wil ingesluit wees in so 'n gebed, wil jy nie vir 'n oomblik net jou hand in die lug steek daar waar jy is nie. En ek wil jou vra om vir 'n rukkie daar te hou, as dit vir jou moontlik is, as jou hand moeg raak, jy kan hom laat sak, maar om vir 'n oomblik vanoggend te sê, Here, hier is ek. Here, U sien my, U ken my, U weet waar ek vandaan kom en U weet ook waarheen ek op pad is. Here, dankie dat U Gees kom openbaar, die pad en die rigting. Selfs Here, al het dit heuwels en dale, al het dit oppe en awe, al het dit kronkels en draaie. Here, U maak dit, laat ek dit kan sien soos 'n gelyke pad. U maak dit ek kan sien, Here, waarheen hierdie ding lei. Here, U kom openbaar deur U Gees vir my, die rigting waarheen ek moet gaan. En Here, dankie dat U Gees getrou is in hierdie oomblik, om daai openbaring nou te bring. Dit is nie iets wat ons nog voor hoef te werk nie, dit is nie iets wat ons hoef verder te ontdek nie. Here, dankie dat ons die kapasiteit van die Gees nou beleef in hierdie oomblik. U kom maak duidelik die pad. U kom maak duidelik die rigting. En ons eer U daarvoor, Here. Amen en amen. Ek wil jou vra om nog 'n oomblik jou oë gesluit te hou net. Die tweede element is bietjie moeiliker. Want as jy vanoggend wil sê, ek wil onderskei, gaan jy moet leer om op te staan. Gaan jy moet leer om te sê, ek gaan nie net gaan sit in 'n gemaksone en sê, Here, dit moet maar net natuurlik uitgesorteer word nie. Jy gaan moet leer om op te staan. En te sê, Here, dankie dat U Gees my kom bemagtig. Dankie, Here, dat ek die openbaring het van die Gees en ek het die vermoë van U Gees. Help my om op te staan, om onderskeid te tref tussen dit wat van U afkom en dit wat nie van U afkom nie. Help my, Here, om neer te lê wat my minder maak soos U en help my om toe te laat om te vorm, om meer gelykvormig aan U beeld te word. As dit jy is vanoggend, wil jy nie staan daar waar jy is nie.
wil jou vra vir ons as gemeente. Al bly jy sit in hierdie oomblik, wil jy nie connected raak aan almal nie. So ver as wat dit moontlik is, as dit nie moontlik is nie, besef ek dit is nie 'n eenvoudige spasie nie. Maar as jy 'n hand kan vat van die ouens in jou ry, die ouens langs jou, as jy oor gange kan connect, doen wat ook al jy kan bly sit, jy kan staan, dit maak nie saak nie. Maar as jy net kan connected wees in hierdie oomblik. Die enigste rede hoekom ek dit beleef vanoggend is omdat die Gees van God werk in eenheid. En ek het so beleef hoe die Here sê, die liggaam kan nie los wees van mekaar nie. As ons die geestelike dinge onderskei, dan is dit die Gees wat ook in die eenheid werk. Here, dankie dat U kom vanoggend in hierdie liggaam wat hier vanoggend connected is. Hierdie liggaam wat gebind is aan mekaar. Nie deur enige iets anders behalwe deur U Gees nie. Nie aan enige iets anders behalwe dit wat U woord en U plan en U visie en U missie is vir hierdie deel van U liggaam nie. En dankie Here dat ons in die liggaam vanoggend kan inkyk en kan sê Here, daar's goed wat ons baie keer moet neerlê. Daar's goed wat ons baie keer moet verander. Here, dankie dat ons U kan vertrou, dat U Gees kom en alles ten goeie laat meewerk. Die goed en die sleg, die maklik en die moeilik. Dankie Here dat U Gees kom en kom bewerkstellig dit wat ons nodig het om te sien as 'n openbaring van dit wat U Gees kom doen. Dankie Here dat ons vanoggend U kan vertrou, dat U kom en U beoordeel eintlik alles. U kom wys ons wat die rigting is. U kom wys ons wat die waarheid is. U kom wys ons en openbaar die leuen en bring dit in die lig en vernietig dit, sodat ons kan staan op elke deel van U woord en weet elke element van die waarheid wat uit U mond uitkom, Here, maak ons vry. Dankie Here dat daar geen effek sal wees van dit wat uit die vleeslike gekom het nie. Geen effek sal wees of vrug sal wees van dit wat uit die natuurlike uitgekom het nie. Here, maar dat ons dit wat in die natuur gebeur kan vertrou dat dit 'n geestelike oorsprong het, omdat U Gees in ons leef nou. Ons eer U daarvoor, Here. En ons eer U vir die openbaring wat U bring. Ons eer U vir die oortuiging wat U bring. Ons eer U, Here, vir die rigting wat U bring. Dankie, Here, dat U in hierdie oomblik kom wys en kom bemoedig en kom stig en kom vashou en kom troos. Dat U kom begelei waar ons dit nodig het vanoggend in ons lewens en ons eer U daarvoor, Here. Amen en amen. Ek wil jou vra om saam met ons te staan en ons gaan net afsluit met 'n laaste lied.